Ons let weer op die kruiswoorde van die Here Jesus. Dit is die 4de afdeling. Ons lees saam met Johannes 19 vers 28 tot 30. Kom ons lees saam. Hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hisopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. Tot sover, let weer op vers 28. Hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. Jesus het gesê, ek het dors. In Psalm 69 beskryf Dawid vir ons die volgende omstandighede. Hy sê, U ken my smaad en my beskaming en my skande. Al my teestanders is voor U. Die smaad verbreek my hart en ek is verswak. Ja, ek het gewag op medelee, maar verniet. En op vertroosters, maar het hulle nie gevind nie. En hulle het aan my gal gegee as my spys. En vir my dors het hulle my asyn laat drink. Dit is vers 20 tot 22 van Psalm 69. En hierdie gedeelte sluit aan met die res van hierdie Psalm, waar Dawid se bekommernisse, vrese en lyding voor die voete van die Here kom uitgiet. Die inhoud van die gedig is in besonder althans 'n messiaanse Psalm. Met ander woorde, dit verwys na die Messias wat sou kom. Vers 22, wat ons dan uit Psalm 69 nou gelees het, word deur ons Here Jesus in vers 28 dan aangehaal van Johannes 19. Dawid is 'n mens, nes jy en ek, en hy het ook lyding beleef. Hy het daarmee geworstel, en was baie kere daardeur platgeslaan, soos elkeen van ons in ons lewens, deur ons omstandighede en bekommernisse en probleme en siekte en wat dit ook al mag wees, platgeslaan word. Hoeveel keer het dit nie al oor ons pad gekom nie? En ons kan hierdie woorde van Dawid beamoen, wat hy uitroep tot die Here, het die dinge uitgiet voor die Here. En wanneer ons in hierdie omstandighede is, soos Dawid ook beskryf, dan is ons op soek na mense om ons te troos. Asof by die mense vertroosting kry. En gereeld word ons ontnigter wanneer ons besef dat daar niemand is wat ons kan help nie. Mense kan troos, nie vir 'n oomblik, net vir 'n rukkie, maar dis net tydelik. Christus Jesus is waarlik mens, en daarom het hy alles ervaar wat ons beleef het, behalwe die sonde, die het hy nie beleef. Meer nog, hy het die ergste lyding aan die kruis beleef. Hy het uitgeroep, ek het dors. Dit het hy gedoen, sodat jy en ek mag lewe, ja waarlik mag lewe. En nou kan ons ook lewe. Nou kan ons na hom toe gaan om barmhartigheid en genade en hulp en rus op die regte tyd te kry. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons kon hoor oor hierdie woorde wat U uitgeroep het. Here Jesus, U het dit uitgeroep, sodat ons waarlik mag lewe, sodat ons smagting na geregtigheid dan ook, daardie dors wat ons het, en daardie honger wat ons het na geregtigheid, geles mag word. Ons dankie vir die verlossing, dat U na ons angs en vrese luister, dat U ons barmhartigheid bewys. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.